Goeiedag julle. Ons is nog in die kerk en ook hier in Amersfoort NG Gemeente by Pinkstertyd, opwindende tyd. En ons teksgedeelte die 15de Junie was uit Johannes 16, daar vanaf vers 4 gewees. En ons het die hele stukkie daar gelees, maar ek wil net 2 verse vir julle lees, wat Jesus sê hierso, hy praat met sy disippels en hy sê, weet julle, ek gaan nou weg van julle af en julle is hartseer en julle is bekommerd. Maar ek sê vir julle, ek vertel vir julle die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, sê Jesus in vers 7. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Ek het Parakleet ook hier agter my op die bord geskryf. Die Griekse woord Parakletos beteken die een wat langs julle gaan wees. So Jesus sê vir sy disippels, weet julle wat, is eintlik beter dat ek weggaan. Want dan kom ek op 'n nuwe manier na julle toe, deur die Heilige Gees. En hy gaan by elkeen van julle bly, hy gaan langs julle loop, hy gaan langs julle leef, hy gaan wees by julle as julle slaap, hy gaan wees by julle as julle ry in julle bakkies of julle karre, en daar by die skool gaan hy by julle wees, in die klas, oralste gaan hy by julle wees, oral waar julle speel, gaan die Heilige Gees by julle wees. En Jesus sê 'n baie interessante ding, dat die Heilige Gees op 2 maniere met ons gaan werk. Hy gaan ons die heeltyd help onthou wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons kan weet dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons vergewe is, al ons sondes is vergewe, alles van my sondes van my verlede en al die sondes van die toekoms, alles is klaar vergewe. Ek is nie meer skuldig voor God nie, ek is vrygespreek, ek is nou 'n kind van God. So die Heilige Gees kom doen dit met ons, maar die Heilige Gees wil ook 'n ander ding met ons doen. Hy wil elke dag vir ons wys dat die Here by ons is. Hy wil elke dag vir ons lei en vir ons wysheid gee en beskerm en wys wat ons moet doen en hoe ons moet leef as kinders van God. Daarom moet ons ook elke dag luister wat die Heilige Gees vir ons sê. En dit is die moeilike ding vir ons as kinders van die Here. Ons moet naby aan die Heilige Gees leef, naby aan Jesus en die Vader. Want as ons luister na die Heilige Gees, luister ons ook na God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Hulle praat altyd dieselfde ding. En dis daarom 'n wonderlike voorreg. Dis daarom lekker om 'n vriend te hê. Ek vertel Sondag die storie van die 2 vriende wat in die woud geloop het en skielik kom daar 'n beer op hulle af en hulle skrik hulle mors dood en die een ou is vinnig, hy gryp 'n tak bokant hom en hy klim gou vinnig in die boom. En die vriend onder probeer ook in die boom klim en hy hou sy hand uit, maar die vriend bo in die tak dink o gats nee, ek kan nie hierdie vriend vir my help op hierdie tak nie, want net sê nou die tak breek en dan maak die beer ons albei dood. En hy gee toe maar nie sy hand vir sy vriend nie. Die vriend onder op die grond besluit, hy kan net een ding doen en hy val neer en maak asof hy dood is. Hy lê met sy gesig in die grond. En die beer kom nader geloop en hy ry toe aan die man, ryk hy in sy oor, nek so aan sy oor en die beer dink toe die man is dood. En 'n beer, ja, hy hou nie van iets wat dood is nie. En hy grom toe en hy loop weg. En die ou in die boom spring toe af en hy lag. Hy sê, "Jong nou, wat het die beer in jou oor gefluister toe jy daar op die grond lê?" En sy vriend sê vir hom, die beer het vir my gesê, moet nooit weer 'n vriend vertrou wat jou in 'n krisis alleen los nie. So, die een ding van die Heilige Gees is, hy sal ons nooit alleen los nie. Hy bly by ons. En dit is die wonderlike ding van die Heilige Gees. God bly die heeltyd by ons. Hy sal ons nie alleen los as dit swaar gaan nie, of as ons baie siek is nie. Hy, daar waar ons dink, die slegte mense gaan iets aan ons doen, of is by ons, daar is die Heilige Gees ook by ons, altyd. Ons is nooit alleen nie. Maar ons moet leer hoe om te luister, en te weet dat die Heilige Gees by ons is. En dit is ons uitdaging, as kinders van die Here. So julle as gesin, moet ek vir mekaar sê, hoe gaan julle onthou dat die Heilige Gees by julle is? Ons elkeen moet leer dat die Heilige Gees by ons is. Ek praat die hele tyd met die Here, met die Heilige Gees, probeer onthou dat hy by my is, maar ek vergeet ook partykeer. Partykeer raak ek so besig, en 'n mens werk so baie, en jy ry so baie rond, en jy is op jou selfoon, dat jy vergeet dat die Heilige Gees by jou is. Maar weet julle wat, die Heilige Gees vergeet nie vir ons nie. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u Gees gestuur het, dat u self by ons is, Heilige Gees, en dat u die hele tyd met ons wil praat, dat u nooit van ons alleen sal los nie. Maak nie saak, al vergeet ons partykeer van u nie, u bly by ons elkeen. Help ons ook vandag om
te onthou dat U by ons is. Amen. Lekker week vir julle verder. Totsiens.